My pa het van my lewe die koffiekan so onder die roemertuit gehou en gesê, "Ma, nou steel ek hier so 'n bietjie koffiekapitaal." Vandag proe ek my koffiekapitaal in Cremora. Ryk en lekker. As jy die advertensie onthou, dan moet jy die like button en die subscribe buttontjie druk, want ek het vir jou nog 'n storie saamgebring vandag. Dis nou nie die een van die koffiekanne van die roemertuit nie, maar nou die ander dag, toes ek en die vrou mos op pad Kaap toe vir 'n troue. En daar kort diskant Kimberley toe trek ons nou eers van die pad af, want ons wil gou-gou by vriende aangaan wat ons in 'n lang tyd nie gesien het nie sien. En so kom ons daar by hulle aan en ons gesels die kant toe en ons gesels daai kant toe en dit raak later laat en die man sê vir my, "Maar julle sal vannag by ons moet oorslaap. Julle kan nie die tyd van die nag aanry Kaap se kant toe nie." Maar so gesê, so gedaan, ons pak die tasse uit en ons gesels en ons kuier al te lekker. En die volgende oggend toe sê die man, "Maar julle sal moes saamkom kerk toe sien." "Ja," sê sy vrou, "want ons het mos nou 'n nuwe pepermentjie, ek bedoel 'n predikantjie gekry." Ons sê, "Maar ons het die kusklere ingepakkie." Maar hy sê, "Nee man, die staat dra ons nie meer pakke en sulke goed kerk toe hierso nie. Ons is nou baie informeel. So ons trek nou maar net ons safari pakke aan en daar klim ons in die kar en ons ry kerk toe, maar dit gaan so gesels dat ons ampertjies te laat daar aankom. Maar ons maak dit en so op nommer 99 toe stap ons by die kerk in, maar die kerk is stampvol, seker oor laat almal nou daai nuwe predikantjie wil kom luister. En ons kry daarom 'n sitplek in die tweede ry van voor af. En ons het net ons sitplekke so ingeneem. Toe stap daar so 'n jong vroutjie met 2 klein kindertjies aan die hande. Stap sy toe in verby ons en sy kom sit reg hier vlak voor my. Hulle het skaars hulle se sitte gekry. En die kerkklok gaan daar aan die lui. En die dominee en die ouderlinge en die jakens, hulle kom ingestap daar van die konsistoriese kant af. En die belangrike mense neem hulle se plekke in, so aan weerskante van die kansel, maar is nou een van daai hoë kansels, daai oudtydse kansels, jy weet. En die dominee, hy stap so op met die trappies en toe hy so halfpad is, toe stop hy net so op die trappie en hy laat sak sy kop so en sy oë gaan toe. En toe hy so rukkie daar gestaan en bid het, toe stamp die seentjie nou aan die ma hier reg voor ons en hy sê, "Mamma, wat maak pappa daar bo op die trappies?" En dis nou toe laat ek besef, dit is nou die dominee se vrou en sy 2 kindertjies wat hier voor my sit. En die vrou kyk na die klein seentjie en sy sê vir hom, "Sst, pappa bid." Hy vra vir liewe Jesus om hom met sy preek te help. En so begin die diens en ons sing die gesang en ons sing daai psalm en die dominee gaan so deur die liturgie. En toe is dit nou tyd vir die preek en hy begin daar te preek. Maar ek sal nou nie veel wil sê oor die preek nie, want 'n mens moet, as jy nie iets goeds van iemand kan sê nie, soos my ma altyd gesê het, liewer stil bly. Nou ja, hy worstel nou met hierdie kant met die teks om en toe sy daai kant om en toe het hy 'n nuwe teks gaan haal om aan daai in te hang, maar niks wil lekker werkie. En na 'n lang gesukkel, toe stamp die seentjie van die dominee weer aan sy ma se arm en hy sê, "Mamma, hoekom help liewe Jesus om dan nie?"